bring, jy weet dat ons altyd daai baie welbekende skrif lees, moeders het kindertjies na Jezus bring, dit is nou Mattheus, ek meen Markus 10, hè. En die disciples het hulle verhinder, maar Jezus is laat hulle nie verhinder nie, laat hulle staan, maar die kindertjies behoort aan die kindertjies behoort aan my. Dit is goed om 'n belegging in kinders te kan maak, dit is goed om na die huis van die Here te kan bring. Daarom het dit so paar jaar gelede hier geskryf. Dit was oor 2 gesinne in Amerika, wat so hoeveel jaar gelede, so 300 jaar gelede in Amerika geleef het. Nou hierdie 2 gesinne, wat in New York geleef het, verskillende lewensstyle gehad. En hulle letterlik is op kinders groot gemaak vir die hel. Nou uit sy nageslag van hulle, die Dukese, het hulle afstammeling gehad van 1026. Nou van hierdie 1026, het nie minder as 300 van hulle was vroeg oorlede, vroeg gesterf. As jy mos wild lewe, dan sterf jy ook sommer voor jou tyd. En 100 van hulle was gemiddeld 13 jaar in die tronk. 190 van die Dukes familie was prostitute. En 'n ander 100 van hulle was dronkaards. En hierdie Dukes familie het gedurende hulle leeftyd die staat New York nie minder as 6 miljard gekos met hulle se lewenswyse. Hulle was baie afbreekers as bouers geweest. So geen rekord kon gevind word van enige positiewe bydrae wat enige van die berugte familie, die Dukes familie in Amerika gelewer het. Is dit nie sleg om so treurig om so nageslag te hê, wat 'n nasie so afbreek pleks van te bou. Maar daarteenoor was daar 'n ander gesin, en dit was die vermaarde prediker Jonathan Edwards se familie. Jonathan Edwards was 'n godvreesende man, met 'n godvreesende vrou. Hulle het nie so baie kinders gehad, soos die Dukes familie nie. 729 afstammeling van nagevolg word. En van hierdie 729 was 300, byna die helfte van die evangelie-dienaars, predikers gewees. Sien, hulle slaafs, hulle is 'n pa en hulle is 'n oupa nagevolg. Hulle het gesien wat oupa doen, wat pa en oupa doen. Hulle het gesien dit is goed en dit is loon om hulle voorbeeld na te volg. Nou 300 van hulle was evangelie-dienaars. 65 van hulle, van die 729, was professore aan universiteite. En 13 van hulle was presidente in universiteite. 60 van hulle was skrywers van goeie boeke. En 3 van hulle was selfs Amerikaanse kongreslede. En 1 van hulle was selfs 'n vice-president van Amerika. Nou dit is wat jy van jou kind maak. As jy na die huis van die Here bring, draai jy die kind op. Nie alleen vir nou, maar vir sy toekoms en vir sy kinders se toekoms in hulle nageslag. Dit is goed om kinders na die Here te bring. Maar dan moet ons as ouers die voorbeeld stel. Dit sal nie vir jou help as jy jou kind sê, gaan op na die huis van die Here. En jy gaan na die teenoorgestelde kant. Ons moet ook die voorbeeld kan stel. Ons het vanmôre hier 'n voorbeeld. En 2 gesinne 300 jaar gelede. En wat hulle nalatenskap was vir 'n nasie op die samelewing. Ons is bly julle het dit goed gevind om julle kinders vanmôre in die huis van die Here te bring. Ons dra hulle graag op aan die Here. Ek wil net die onderlinge vra om saam met my te kom bid. By ons in die gesinne opdra die kinders en ook hulle gesinne opdra aan die Here. Kan julle nou vir ons daar sing? Dogtertjie, moeders hulle kindertjies na bring. Kan julle om dit nog? Moenie worry oor die dierbares, hulle verstaan is die eerste dag. Ons gaan so 'n bietjie op môre. Maar ons gaan nie meer lank wees nie. Nou kan julle maar kom, nou kan jy maar kom.
Amen.